Goeiedag liewe luisteraars, het is weer Adrian hier met my programmetjie Wandel saam met Jesus. Ek groet julle in die wonderbare naam van Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek glo en vertrou dat het goed gaan met u. Ek dank God vir nog 'n geleentheid om u te bedien met sy woord. Vandag se boodskap kom uit Efesiërs 6 verse 10 tot 18 vir die van u wat graag wil saamlees. Efesiërs 6 verse 10 tot 18 en dit handel oor die volle wapenrusting van God. En vir die doeleindes van hierdie boodskap kom die teks en ander aanhalings uit die 1933-53 vertaling van die Bybel. Liewe luisteraar, dat ons onsself in 'n gebroke en 'n sondige wêreld bevind en leef is inderdaad so. Ons bevind ons in die naderende eindtyd. Die tekens van die tye is hier en ons sien dit daagliks. Ons is in 'n daaglikse stryd gewikkel, waar die duiwel gedurig deur besig is met sy aanslag, sy aanvalle en talle versoekings op ons. Hy is die hele tyd besig. Huishoudings vernietig hy. Huwelike vernietig hy. Hy val ons finansies aan. Hy bewerk kwaai vriendskap tussen mense. Families kom nie meer by mekaar nie. Ouers en kinders is kwaad vir mekaar, en so kan ek dit opnoem. Ons kinders self loop deur. Hy roep hulle tot die boosheid, die ongehoorsaamheid, die talle versoekings om deel te hê aan die sonde en die kwaad van hierdie wêreld, waar God in sy koninkryk tweede moet kom. Die vyand wil hê dat u en ek dienaars van die sonde moet wees. Nou die naam duiwel, die Griekse naam daarvoor is diabolos. Ja, diabolos is die Griekse benaming vir duiwel. En dit beteken uit mekaar gooi, en teen mekaar ophits, en te belaster of aan te kla. Jy sien, die duiwelse strewe is om God en die mens uit mekaar te laat gaan, en vir hierdie doel gebruik hy alle moontlike middele om sy bose planne te laat slaag. So het die slang, dis die duiwel homself, vir Adam en Eva verlei, met die valse aanbod deur die vrug van die boom van kennis en kwaad, vir hulle begeerlik voor te stel, om daardeur kennis te kry om soos God te wees, wat alles ken, met die versekering, dat hulle nie sal sterf soos God gesê het nie. Ons lees dit in Genesis 3, verse 4 tot 6. In Johannes 8, vers 44, noem Jesus die Satan 'n leienaar. Hy noem hom die vader van die leuen. Van die begin af is hy 'n mensemoordenaar, wat verantwoordelik is daarvoor, dat die dood, en dis nou die sonde, in hierdie wêreld gekom het. In Matteus 6 vers 13, die Onse Vader gebed, leer Jesus vir ons hoe om te bid. En dan een van die gedeeltes waarin hy vir ons onderrig om te bid, in vers 13, lei die woorde dan, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ja, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Jy sien, Jesus het na hierdie wêreld gekom as die Messias, die middelaar, as die seun van die mens, om die Satanse werke te kom verbreek. Halleluja, prys God. Jesus het gekom en vir ons 'n wapenrusting gegee, 'n geestelike wapenrusting, om ons te beskerm teen die aanslag van die vyand. Die Here kom en hy bemagtig ons, vir u en vir my, met sy wapenrusting, om onsself teen die aanslag van die vyand te beskerm. Maar die versoeker is egter nog nie klaar nie. Hy weet dat sy tyd min is. Hy hou aan om te versoek, te mislei, slag, te steel en te verwoes, nog elke dag onder God se volk, met sy bose gedagtes, sy bose planne en sy wandade. Nou kom ons gaan oor tot die skriflesing toe eers. Ons gaan nou lees nou, soos ek voorheen gesê het, of vroeër gesê het, uit Efesiërs 6 verse 10 tot 18. En die skrif lui as volg. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die luste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede,
teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. In die laaste vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeekinge, by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeeking, vir al die heiliges. Tot sover, geseënd is die wat die woord van die Here ontvang, en dit in hulle harte bewaar. Amen. Ja, liewe luisteraars, dat ons verder gaan, kom ons kyk na hierdie wapenrusting, wat die Here vir ons gee. Jy sien, Paulus het heelwat tyd saam met die soldate deurgebring, terwyl hy in gevangenskap was. Daarom het hy dikwels die metafoor van 'n goeie soldaat gebruik om die Christelike leefwyse te beskryf. Nou ons lees in 2 Timoteus 2, verse 3 en 4, sê Paulus ook vir ons, verduur jou deel van die ontbering, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Verduur jou deel van die ontbering, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat raak nie verstrik in sake van die alledaagse lewe nie, sodat hy sy bevelvoerder tevrede kan stel. Jy sien in Efesiërs sien ons hoe Paulus verder uitbrei op 'n tema van Jesaja, waarin die gelowige met 'n geestelike wapenrusting toegerus word. Nou Jesaja 59 vers 17 sê Jesaja vir ons as volg: Hy het geregtigheid aangetrek as 'n harnas, met die helm van verlossing op sy hoof. Hy trek klere van wraak as sy uitrusting aan. Hy draai hom toe in ywer, soos in 'n mantel. So reeds hier in die Ou Testament het die profeet Jesaja al gepraat van hierdie wapenrusting wat gaan kom. In verse 10 en 11 van die teks wat ons nou gelees het, sê Paulus ook vir ons, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die Here kom, hy gee vir ons bonatuurlike krag. Jy sien, trek die volle wapenrusting van God aan. En dit is die hele wapenrusting, nie slegs gedeeltes daarvan nie. Die hele wapenrusting. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die luste van die duiwel. In Jakobus 4 verse 7 en 8 sluit die woord hierby aan, waar die apostel Jakobus ook vir ons sê, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. En dan vers 8, nader tot God, en dan sal hy tot julle nader. Paulus kom ook hier en hy sê vir ons verder in vers 12, wanneer hy ons stryd teen die duiwel beskryf, dan sê hy, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, nie in die vleeslike nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy sien, dit is Satan se owerhede en magte waarna Paulus hier verwys. Die ware stryd is nie teen die aanhangers van kultusse of vals godsdienste, ateïste of agnostici of quasi-christene nie, maar teen die bose magte wat deur hulle werk. Nou vers 12 spreek die letterlike waarheid. Daar is geen beeldspraak hier in vers 12 te vind nie. Ons is besig met geestelike oorlogvoering. Elke teenstand wat ons in die lewe ervaar is afkomstig van die Satan, die vader van alle misleiding en leuns. Liewe luisteraar, moet nooit dink dat jy nie teen die Satan kan beklei nie, of dat hy te oud, of te slim, of te uitgeslape, of te sterk is vir jou nie. Dit is een van sy kragtigste aanslae op jou, om jou so ver te kry,
om moed op te gee, nog voordat jy begin het. Jy sien, Jesus kom in Lukas 10 vers 9 en hy sê vir ons, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Hy gee vir ons die krag en die mag om op slange en skorpioene te trap. Jy het die mag om teen die Satan op te staan, vir hom bevele te gee, en hy moet jou gehoorsaam, om hom te bestraf, in en deur die naam van Christus Jesus. Halleluja. Filippense 4 vers 13 sê Jesus ook vir ons, dat ons tot alles in staat is, deur hom wat ons die krag gee. Jy sien, liewe luisteraar, wie het nou die krag en die mag? Ja, wie het nou die krag en die mag? En dit is ons, prys die naam van Jesus daarvoor. Jesus het hom oorwin in die woestyn. Ons lees in Matteus 4 van die versoeking in die woestyn. En aan die kruis het Jesus vir ons alles volbring. Selfs in die woestyn het Jesus hom oorwin. Nou 1 Johannes 3 vers 8 sê die skrif vir ons, hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Nou, hoe almagtig is die Here nie? Ons lees in Lukas 8 van die besetene van Gadara, waar Jesus besig is om 'n onreine gees by name Legio, wat dan beteken, hulle die demone is baie, dit beteken baie, hulle die demone is baie, waar hy besig is om 'n onreine gees uit 'n man uit te dryf. Nou vers 28 kom die onreine gees en smeek Jesus om hom nie te pynig nie. Hy smeek Jesus om hom nie te pynig nie, en ook nie na die onpylbare diepte te laat weggaan nie. Die demone het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in 'n trop varke in te gaan. Jy sien, die Satan kan en sal nooit oorwin nie, hoe almagtig en algenoegsaam is God nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die geestelike wapenrusting, en dit bestaan uit die volgende. Dit is die helm van verlossing, die borswapen van die geregtigheid, die gordel van waarheid, die skild van die geloof, die swaard van die gees, en die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die gelowige kan van kop tot tone God se beskerming teen boosheid en die duiwel self geniet. Kom ons kyk bietjie na die verskillende dele van die wapenrusting as volg. Ons begin sommer hier by die gordel van die waarheid en die borswapen van die geregtigheid. Nou in vers 14 van ons teks staan dit, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Ons sien die waarheid, God is die waarheid. Jesus sê dit ook vir ons in Johannes 14 vers 6, hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die weg, die waarheid en die lewe. Dit dui op integriteit, 'n lewe van praktiese opregtheid en eerlikheid. Een van die dinge wat God haat volgens Spreuke 6 verse 17 en 19 is 'n bedrieglike tong, 'n tong wat nie die waarheid spreek nie, en 'n tong wat valslik getuienis gee, wat leuen spreek en tweedrag saai onder broers. Ons moet dus die waarheid praat, want die waarheid sal ons ook vrymaak. Die borswapen uit die Romeinse tyd was van harde leer of metaal gemaak, en het nie net die bors bedek nie, maar rondom die liggaam gestrik. Die geregtigheid hier verwys nie na Christus se geregtigheid waarvoor alle gelowiges beskik nie, maar na die regskape karakter en praktiese dade van geregtigheid van die gelowige. Die borswapen bewaak ons harte teen die beskuldigings en die skuldlaste van die Satan. Dit beskerm ons innerlike wese teen sy bose aanvalle. Die volgende deel van die wapenrusting is die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ons lees in vers 15, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Jy sien, hierdie vers het 'n tweeledige betekenis. Het kan of beteken dat die evangelie die stewige fondament is waarop Christene moet staan, of dat die Christen soldaat gereed moet wees om die evangelie te verdedig en te verkondig. Ons moet die evangelie ken, ons moet dit lief hê, want dit is die woord van God, en ons moet bereid wees om dit uit te dra as soldate van Christus, om siele in te oes vir sy koninkryk.
Ons moet bereid wees om die Satanse grondgebied te betree en om die genade boodskap uit te dra. Ons moet bedag wees op die hinderlae en die vangstrukke wat die Satan daar vir ons geplant het. Paulus kom ook en hy sê in Efesiërs 3 vers 8, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Met hierdie skoene kan ons al die struikelblokke van die Satan om evangelisasie te verhinder, suksesvol oorkom, deur dit wat God ons gegee het. Die volgende wat ek hier het, is die skild van die geloof. In vers 16 sê die skrif, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Die Christense skild bied beskerming teen allerlei vorme van boosheid. Brandende pyle kon nie die vuurbestande skild van die antieke Romeinse soldaat deurboor nie. Net so is Satanse aanvalle nutteloos teen die gelowige wat sy of haar vertroue in God stel. Die skild van die geloof keer dat daar by die gelowige enige twyfel oor die getrouheid van God en sy woord gesaai word. Ons geloof is in Christus Jesus, wie die leidsman en die volëinder van die geloof is. Hy wat die kruis verdiere ter wille van ons saligmaking en wat sit by die regterkant van die troon van God. Hou die helm van verlossing en die swaard van die gees, vers 17 van ons teks sê vir ons, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Jy sien, liewe luisteraar, die helm is vir die beskerming van die hoof, wat 'n kritiese deel is van ons liggaam. Ons hoof is waar ons verstand geleë is. Dit is waar ons denke en gedagtes vandaan kom. Dit is die verstand waar die Godbewustheid, die evangelie van God en die saligheid van die ewige lewe posgevat het, hier in ons gedagtes. Die helm keer dat die verstand nie valse lering inneem en aan die Satanse verleiding sal toegee nie. Dit beskerm ons dus teen sy aanslag en leuns. Die swaard van die gees is die gelowige se enigste aanvalswapen. Jy sien, dit is die Bybel, die heilige woord van God. Dit verwys nie noodwendig na die skrifte as geheel nie, maar na die spesifieke woorde wat in 'n spesifieke situasie gespreek moet word. Jesus het hierdie swaard van die gees gebruik toe hy versoek was deur die Satan in die woestyn, volgens Matteus 4. En wat uitstaan daar is verse 4, 7 en 10. Jy sien, Jesus het vir die duiwel gesê, die volgende woorde, daar staan geskrywe, en ook, daar staan ook geskrywe. En dan het Jesus ook vir hom gesê, gaan weg Satan, want daar staan geskryf. Hierdie woorde dra gesag. God se woord is kanon, dit is gesaghebbend, en dit sal vir ewig bly staan. Alle gelowiges kan hierdie swaard van die gees gebruik, om enige aanslag en versoeking van die Satan af te weer en teen te staan. Daarom is dit belangrik, dat ons God se woord derentyd moet bestudeer en verstaan. Ons moet 'n liefde hê vir sy woord. Dit bevat 'n antwoord vir elke situasie waarin ons onsself mag bevind. Jy sien, Paulus beklemtoon ook in vers 18, dat ons as God se soldate aanhoudend moet bid in ons stryd teen die aanslag van die vyand. Dit is 'n geestelike stryd wat ons voer, en deur gebed en smeking by elke geleentheid, roep en betrek ons God by ons stryd. Sonder gebed sal die wapenrusting ons nie help nie. Gebed is uiters belangrik, laat ons dan sonder ophou bid in die gees. Die gebed van 'n gelowige dra krag, en daardeur sal ons die stryd teen die bose ook oorwin. Liewe luisteraar, laat ons in gehoorsaamheid onsself elke dag toerus en klee met God se wapenrusting. Hierdie wapenrusting vind ons in God self. Hy gee dit vir ons deur sy seun Christus Jesus. En Christus Jesus is die waarheid. Hy is geregtigheid. Hy is die evangelie van vrede. Hy is die verlosser. En hy is die woord van God.
En dit staan immer so geskrywe ook in die woord. Johannes 1 vers 1 en 2 sê dit vir ons. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Die aanslag en die versoeking van die duiwel en sy trawante in ons alledaagse lewens is erg. Hy loop soos 'n brullende leeu rond en kyk wat hy kan kom slag, steel en verwoes. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Laat ons dan die duiwel teenstaan in geestelike oorlogvoering met God aan ons kant. Trek die geestelike wapenrusting waarmee God ons toegerus het, elke dag aan. Volhard in geloof en gebed, en die duiwel sal vanaf u wegvlug. Jy sien, wanneer die Satan God sien, dan hardloop hy. Prys die Here daarvoor. Amen. Kom ons sluit die oë in gebed. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om in die teenwoordigheid te kom stil raak voor u nie. U wat almagtig, alomteenwoordig en algenoegsaam is. U wat die Alfa en die Omega is, Here, die begin en die einde, wat eerste is en wat laaste sal wees tot in alle ewigheid. Aan u alleen, Here, die dank, die lofprysing en die eer, word dan ook in hierdie dag verheerlik. Here, ek dank u vir hierdie woord wat vandag kon uitgaan. Die Satan is besig om te slag, te steel en te verwoes in menige van ons lewens. Dankie dat u ons toegerus het met 'n geestelike wapenrusting, naamlik die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van die goeie evangelie van vrede, die skild van die geloof, die helm van die verlossing en die swaard van die geloof. Here, gee asseblief dat ons hierdie wapenrusting daagliks sal aantrek, met volharding, met gebed in die gees, dat ons sal waak en bid, om die geestelike aanslag van die duiwel teen te staan, en af te weer, as u goeie en getroue soldate. Dankie, o Heilige Gees, dat u ons lei in die waarheid, u wat ons leidsman en hemelse onderwyser is. Dankie ook, dat u vir ons onderskeid gee, om te kan sien wanneer die Satan ons kom versoek en aanval. Dankie dat ons van bonatuurlike krag voorsien word, wanneer ons swak is, en ons die krag benodig. Dankie, Here, dat ons die stryd nie alleen hoef te stry nie. U is met ons elke liewe dag. Dankie dat ons in u naam, met die autoriteit wat u vir ons gegee het, op slange en skorpioene kan trap, sonder om enige iets oor te kom. Aan die kruis het u alles volbring, en daarom kan ons ook as oorwinnaars uit die stryd tree teen die Satan en sy bose magte. Ek dank en eer u daarvoor, in die naam van Christus Jesus. Amen en amen. Liewe luisteraar, baie dankie dat ek die geleentheid weer gehad het om woord met u te deel. Mag u 'n geseënde en 'n veilige week hê, tot ons dan nou weer ontmoet volgende week. Laat dit met u goed gaan. Totsiens. Dat ek sommer die seën ook oor u uitspreek, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.